Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Ons praat oor ons naaste liefde, veral in ons gesinsverband, tussen ouers en kinders ensovoorts. Ek wil vir jou lees Matteus 15 vanaf vers 4 af. God het tog gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word. Maar julle bepaal, as iemand vir sy pa of sy ma sê, die hulp wat u van my sou kon kry, maak ek 'n offergawe vir God, dan hoef hy nie meer sy plig teenoor sy pa na te kom nie. So ontneem julle die woord van God, sy gesag, ter wille van julle oorgelewerde gebruike. Jesus is baie reguit hier dat eer jou vader en moeder is nog steeds daai eerste gebod met 'n belofte. Hy gaan so ver en sê, maar mense sê, weet jy, ek hoef nie my aardse pa ma te eer nie, ek eer net my hemelse Vader. Hy gebruik hierdie voorbeeld, die geld wat ek vir my pa ma moes gee ek nou eerder vir die kerk as 'n offergawe vir God. Hy sê dit werk nie so nie. Jy moet jou pa en ma eer. Jy moet na hulle kyk, jy moet vir hulle sorg, jy moet liefde aan hulle betoon en jy kan nie dit verplaas na God toe nie. Hy sê nee, jy moet God ook eer en jy moet God ook lief hê, maar jy kan nie die twee afspeel teen mekaar nie. Ek dink baie keer is dit vir ons makliker om net te sê ek's lief vir die Here. Ek's lief vir my hemelse pa, maar my aardse pa speel daai rol of daai rol in my lewe. En hier sê die Here vir ons, hier sê Jesus vir ons, jy kan nie dit doen nie. Jy moet jou liefde aan jou aardse pa en ma bewys, en jy moet eer aan hulle bewys, en jy moet omgee, 'n versorging vir hulle hê, 'n vergifnis vir hulle hê, en dan kan jy ook eer aan jou hemelse Vader bewys. Dan het jy die regte platform om ook liefde aan God te bewys. Kom ons bid vir hierdie belangrike verhouding in ons lewe. Hemelse Vader, help ons en veral ons met hartseer stories om eer aan ons vaders en moeders te bewys. Here, en help ons om onsself nie te regverdig met oorlewerings van mense en praatjies tussen mense en 'n selfregverdiging van, ja, maar ek's by die kerk of ek doen dit of ek doen dat nie. Here, help ons om lief te wees soos U sal lief hê. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.